Kinders van die wêreld, boek 8. Die verhale van Suid-Afrika. Martinus Oosthuizen. Dit was in die dae van die groot trek. Martinus Oosthuizen het saam met sy ouers uit die Kaapkolonie tot in Natal getrek. Daar moes die trekkers grond ruil van Dingaan, die Zulu opperhoof. 'n leier, Piet Retief, het met 70 man na Dingaan se kraal gegaan om die papiere te laat teken. Daar is hulle wreed vermoor. Daarna het Dingaan sy duisende vegters gestuur om die trekkers uit te roei. Dis nag. Dis doodstil waar die paar waans van die Oosthuizens langs die spruitjie staan. Die ander mense slaap lank al, maar Martinus lê nog met wyd oop oë en kyk die donker nag in. Hy dink aan al die nagte wat hulle al so in die veld deurgebring het, vandat hulle al meer as 2 jaar gelede uit die ou kolonie weg is. In sy gedagte sien hy die hele lange tog wat agter die rug is, oor die velde en koppe waar geen pad was nie, deur riviere waar geen brug was nie, en wat van die lang, koue nagte toe hulle moes wag staan wanneer daar miskien swart vegters met assegaaie in die buurt was. As hy so dink aan die gesukkel om die waans oor die berge te kry, kan hy skaars glo dat hulle nou waarlik in die pragtige Natal is, die land waar hulle uiteindelik hul plase gaan uitsoek en hul huise gaan bou. Ai, dink hy, as oom Piet Retief tog net wil terugkom van Dingaan af, as alles tog net goed gaan. Die mense het mos almal gesê dis te gevaarlik dat oom Pieter self gaan om vir ons die grond by die opperhoof te kry. Met eens word hy sommer benoud. Hy onthou nou dat dit al 4 weke is dat die manne weg is en sy vader is saam. Nee wat, hy is verniet onrustig. Wie weet kom hulle môre en dan, ja, dan sal hulle weet waar hulle plaas gaan wees. So sluimer hy in. Hy skrik wakker, helder wakker. Het hy gedroom of hoor hy werklik geweerskote? Hy luister. Daar hoor hy dit weer. Is dit skote van blydskap omdat die manne teruggekom het? Teen die tyd is hy al uit die wa. Maar watter lig skyn dan daar by die waans daaronder in die vallei? Toe sien hy dit, swart vegters wat rondspring tussen die waans en hy weet, dis 'n aanval. Impies, skree hy hees en die hele laar is wakker. Dis toe dat die honde begin te kere gaan en 'n man te perd sommer so onder hulle instorm. Impies, sê kreun die ruiter. Die verste laars is uitgemoor. Retief en sy manne is uitgemoor. Ons word almal uitgemoor. Hulle kom. Martinus kan nie nog luister nie. Inspan, vlug, gou maak, gou. Hoe dit so gou kon gaan, weet hy nie, maar daar trek die eerste wa. Daar gaan hulle. As hulle tog net by die volgende waans kan kom, dan kan hulle kring trek en saam skiet wanneer die hordes kom. Hulle praat op die osse en druk met die sweep. Gou tog, nog net 1 bultjie oor. Hulle is bo-oor, hulle is oor. Dank Vader, dankie tog. Nou is ons daar. Die ander mense is al gewaarsku, hulle wag vir die Oosthuizens. Daar word nie gepraat nie. Laar trek, gou. So ja, vasbind, styf trek. Kinders en osse in die middel. Die ander kry skietgoed gereed. Nie misvat nie. Gou, laai die geweers. Sit reg die kruit. Daar kom die voorpunt. Hy weet nie eens dat hy bid nie.
Liewe Heer, help my tog om my ma en my mense te beskerm. Dis mos wat pa gesê het. Help tog, liewe Heer. Toe skiet hy. Almal skiet, al wat man is, al wat vrou is. Laai en skiet. Laai en skiet. Niemand weet hoe lank dit duur nie, maar skielik hou die skietery op. Die storm loop is verby. By hulle waans, ja, maar wat van die ander? Hier kom 'n klomp manne te perd. Maar dis mos oom Sarel Silje wat voorry. Dag Martinus jong, sê hy toe hy afklim. Jammer van jou vader, my seun. Martinus byt op sy tande. Ja, oom. En toe kom die bevel. Die helfte van die mans moet bly, die ander moet saam om die van Rensburg laer te help. Hulle is maar 15 wat van hulle waans kon vlug en nou is hulle vasgekeer op 'n koppie met honderde swartes wat al nader en nader kom. Martinus sit al klaar in die saal. Hy is op die voorpunt. Vandag sal hy wys wie se seun hy is. Hulle jaag tot so na aan die waans as hulle kan. Maar waarom hoor hulle nie skote nie? En toe hoor hulle die geskree. Ons skietgoed is op! Ons skietgoed is op! Daar's nog by die waans. By die waans, ja, maar by die waans krioel dit van die swart vegters. Oom Sarel, ek gaan. Voordat iemand nog iets kan sê, ruk Martinus sy perd om en pyl reg uit na die waans daaronder. Hy ken sy perd en Swartetjie ken haar baas. Slote en bosse keer hulle nie. Met elke tree en elke asemhaling van die perd gaan hulle nader en voor die aanvallers nog weet wat aan die gang is hy by die waans. Nou, gou, kruit, koels, nog 'n sakkie, reg my perd en daar gaat hy. Nou sien Dingaanse vegters wat aan die gang is, dit storm en skree. Die assegaaie reën om Martinus, maar hy jaag onder die skerp punte deur. Mooi so my dier, onder hulle uit ou Swartetjie, net so aanhou, ons is nou daar. Nou sien hy die groot gevaar, die sloot wat voor lê. Die swart vegters pak daar saam, hulle lê hom voor. Ek moet deur, ek moet! Die swart perd loop vir al wat sy werd is. Die swartes kom, dit skree moord, nader en nader aan die sloot. Hy lê vooroor op die perd se nek, dit dreun rondom. Dis naby, 20 tree, 15, 10, 5, die aanvallers staan gereed. Met een steek sal hulle hom tot niet maak. Hier is dit, op die rand. Hy druk die dier teen die nek, ruk die teels op, steek hakskene in en, nou, my ou perd! Sy ken daar die woord, sy spring en dis dwars oor die sloot en bo oor die swartes wat verniet die assegaaie agterna laat reën. Hulle soek nog waar hy is, toe deel hy al skietgoed uit op die koppie. Toe hoor hy net reën van bo af en jy sien net swart vegters in die stof byt. Martinus gryp die eerste geweer wat hy in die hande kry. Dis laai en skiet en moet inpraat en laai en skiet. Hulle skiet 'n pad oop vir Sarel Silje en sy manne. Die swarte skrik so groot dat hulle vlug. Nou sit die trekkers hulle agterna en skiet plat al wat voorkom, tot die laaste klomp ver oor die voorste bult verdwyn. Jy het ons lewe gered, Martinus, sê die manne rondom hom. Dit was 'n dapper daad. Jy is 'n held.